Hoofstuk 6. Na 25 jaar van Katrien se verdwyning was die beskerming van haar eer nie meer die hoogste prioriteit in ons verstand en gees nie. Die gedagte dat die een wat heel waarskynlik vir haar verdwyning verantwoordelik was, tot nou toe die lang arm van die gereg vrygespring het ons hele perspektief oor die kwessie verander. Was dit nie belangriker dat daardie die een wat haar oneindige skade aangedoen het, uiteindelik aan die pen moes ry nie? Ek en my dominee vriend kon verkeerd in ons vermoedens wees dat Katrien wel 'n vermoorde was, en ook deur wie? Ons beide was nou in 'n innerlike stryd gewikkel, want daar sou wel die wees wat onskuldig betrek sou word, wat niks van Katrien se skokkende, vreesaanjaende geheim geweet het nie. Iemand wat meer naby aan haar was as wat ooit voorgestel kon word. Miskien sou hierdie ou man selfs onskuldig aan haar verdwyning wees, maar ons moes praat, ons vermoedens met die jong speurders deel. Dit was immers net ek en my middeljarige dominee vriend wat die volle naakte waarheid omtrent Katrien se lewe geweet en soveel meer kere as wat ons kan herroep in sagte, sorgsame stemme met mekaar bespreek het. Uiteindelik was daar geen ander opsie as om na die hoofkantoor van die polisie by die blinkgange te gaan en ons vermoedens, ons kennis oor Katrien se lewe uit ons gees te ban nie. Dit was 'n gesoek om die groot gebuigde, valbruin bokse in die reuse liaseerkamer op te spoor, die stof daarvan af te vee en een vir een al die verdofte laers van 25 jaar tevore uit te haal. Ons het by 'n tafel in 'n klein ondervragingsvertrek gaan sit en uiteindelik die geheim, die vermoede wat ons oor haar verdwyning het, aan die twee jong speurders oorgedra. Die oorspronklike speurders was teen hierdie tyd afgetree. Daar was twee vrae. Hoe het julle hierdie kennis bekom? Hoekom het julle besluit om nou eers na vore te kom? Hulle het oorkant ons gesit en stadig deur een van die leers geblaai, versigtig, respekvol. Ons het beurte gemaak om alles wat die laaste 25 jaar op ons harte was aan die twee jong polisielede te vertel. Dit was moeilik, uiters moeilik. Hoe sal ons dit stel? Katrien, 'n aangenome dogter, was haar pa se fisiese teiken. Vandat sy 'n dogtertjie, slegs 12 jaar oud, was. Ons glo nie dat dit nodig is om dit verder te verduidelik nie.
Kort voor haar verdwyning het sy uitgevind dat sy die fisiese nalatenskap van hierdie gedrog van 'n man in haar skoot gedra het. 'n Mediese dokter in ons vriendekring het dit bevestig, maar niks meer van die saak geweet, as slegs dit nie. Ons was haar vertrouelinge, ek haar terapeut en die man langs my, haar pastorale toevlug. Ek het my voorvinger aan die man langs my gewys. Vir 'n paar oomblikke was daar totale stilte. Versteekte skok sigbaar op die twee jong manne se gesigte. Hy is die dominerende een van die huishouding. Ons glo dat hy sy vrou, Annie, liefhet, maar hy is 'n siek man, baie siek. Katrien wou haar ma van hierdie kennis spaar, en dis nog een van die redes hoekom ons nie vroeër na vore gekom het nie. Hy was sluw, uiters sluw. Hierdie dinge gedoen wanneer haar ma geslaap het en dan na Katrien se kamer gekom. Hoekom hy haar verdwyning gerapporteer het, is 'n groot vraag. Daar is soveel onbeantwoorde vrae. My stem was sag, ootmoedigend. Onwillekeurig het ons koppe gesak, het ons kenne amper ons bors geraak. Dit was 'n hartseer, gebroke oomblik, soos soveel kere tevore. In een van haar laaste sessies het sy my vertel dat sy hom uiteindelik gekonfronteer het. Kort daarna was Katrien uit ons lewens. Haar liggaam is nooit gevind nie. Het ons geen idee wat van haar geword het nie. Hy is nou al oud en tyd vir hom om vir sy bose dade te betaal. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Weereens was die oomblik amper te veel om te hanteer. Uiteindelik was Katrien se geheim uit ons harte en hande. Sy die polisie met hernuide ywer die verdwyning van Katrien ondersoek, die begin van 'n deurbraak, en sy self wel gevind word.